Sê, ek weet eerlijk waar nie wat om te sê nie, begin ons ek nou al die 17de keer wat ek oor begin is. Ek gaan sê soos die, ne? Ek wil die statement maak. Baie van ons, en ek praat met Christene nou spesifiek, ne? Baie van ons glo in 'n live and let live tipe van 'n mindset. Dat wat ons maar hulle plan nie ons is fyn, man, is fyn. Maar hulle doen niks, ja, het is fyn, hulle is wanneer daar. So nie. Wat gaan word van een se siel? Die dag wanneer hulle sterwe, sien nie? Baie van ons is okay met die gedagte dat ons is elke Sondag in die kerk in. Baie van ons is okay met die feit dat ek en die pastor is okay. Ek en die pastor is die pastor het afgeteken op my Christenskap en ek is quite alright met dit. Quite content met dit, verstaan nie? Ons het baie langlaas en ek gaan nie sê ons nie, ek generalize wel, nee, en die ding het ek nou al 'n paar keer al gesien, ek sien dit op status, ek sien dit op mense status is, dat pastor this, pastor that, en ek skiet nie hulle pastors af, nee, but in the beginning, God created, sien nie, and God created every creature according to its kind, nie op pastor nie, sien nie, jou pastor het nie van jou 'n skaap kom maak, jy was 'n skaap. Al wat jou pastor kom doen het, hy het nou hy skaap in 'n hok ingesit. Sien nie? Hy het die pastor reg gekry by skool. Hy het jou gevat en in 'n hok ingesit. Sien nie? Nou het mense, nou kry hulle gesigte van die Here af, né? Nou kry hulle gesigte van die Here af. Dan gaan vra hulle pastor, wat dink jy beteken dit? En wat jy moet verstaan is dat jou pastor bou, jou pastoor bou sy lewe en sy leefstyl, sy leef alles rondom jou. Sien? Ek wil helemaal my gesig sien, hè? Hy gaan pastors is wat vir hulle sê, ek is, moet nie na my luister en bla bla bla, ek sal, you understand? Die punt wat ek op neerkom is die, familie, in the beginning, God created, not man, sien nie? In plaas van wat jy besig is om te evangelize buitekant, sit jy elke Sondag in 'n kerk en luister na 'n man, en ek challenge jou, sit dit, los 'n comment as jy wil, nee? Jy het al gehoor hoe pastor preek dieselfde boodskap 2 keer, of 3 keer, of 4 keer, 5 keer, jy weet 100% weet jy, as dit Vrouedag is, wat se boodskap gaan gepreek word, jy weet het. Ek kan julle sommer sê, Naomi, Rachel, as dieselfde boodskap, elke Vrouedag, jy weet 100% Father's Day, daar is wat hulle gaan preek. Sien, jy weet Youth Day, daar is wat hulle gaan preek. Sien, wat soek jy nou nog in die kerkbank? Julle is so vastgevang in dit, nee, dat julle is comfortable, nee, julle is gemaklik, elke Sondag, jy is 'n routine in jou, is 'n routine, nee, is 'n routine. Nou julle word gesê, jy gaan gewoon net diep, nou net die routine te kom, julle word gesê, jy moet 'n kragpunt hê, familie, daar is jou kragpunt, kom ek hulle gou iets wys, kom ek wys gou vir julle iets, sien jy hierso, in the beginning, jy het nie 'n ander kragpunt nie, jy het nie 'n ander kragpunt nodig nie. Ja, ons moet 2 by 2 loop, because jy is 'n witness teen my as ek lieg vir die mense, sien nie? Maar jy het net Jesus nodig, jy nie sterwe nie,
jy gaan nie sterwe nie, jy gaan nie neerval nie, jy gaan nie 'n slegte ding oorkom nie. Hy wat hulle vir hulle sê, ja, hy was ook hier by my bediening gewees en 2 weke later, toe sy deur 'n kar omgery, hulle lieg. Dit is nie hoe dinge werk nie. Die Here gaan nie hy man straf, omdat hy nie by hy, het werk nie so nie. Dink jy regtig, dink logies dat ek nou vra, dink jy regtig, die almagtige God bestee hom aan woorde wat uit jou pastoor se mond uitkom, né? En ek promise you, dit is hoe seker ek is van wat ek nou sê, né? Dit is hoe seker ek is van wat ek nou sê. Jou pastor het al 2 of 3 keer dieselfde boodskap gepreek, maar hy is so determined, hy moet kan maar hoor van die Here af, né? Nou bring hy 'n boodskap, nou sê hy vir hulle, ja, want dit is hoe belangrik die boodskap is. Dit is nie dit nie. Is nie waaroor dit gaan nie, die boodskap gaan oor Jesus Christus nie. Maar julle pastor het julle maak verstaan, dit gaan oor hom. En dit is wat ek vir julle wil attent maak, jou familie. Dit is wat ek julle op attent wil maak. Ek kan vir julle wys, hierso, ek kan vir julle wys, né? Dat niks van wat uit hulle mond uitkom, 10% van wat uit hulle mond uitkom, die hele 90% moet jy vat en in 'n vullisdrom gooi. Seker met 10% wat uit hulle mond uitkom, kan jy vertrou. Voor jou sielsaligheid verloor en dit om 'n man tevrede te stel. Lees jou Bybel en bid elke dag sodat jy kan groei. Want al wat jy is vir hy man, is 'n wallet, sien nie? Al wat jy is vir hy man, jy is 'n wallet is al. Jy is maar net 'n wallet. Sien, jy is maar net 'n wallet, you are nothing more, nothing less. Jy is net 'n wallet, jy is niks meer as hy, sien. Kry dit in jou kop. So gou as moontlik, kry dit in jou kop so gou as moontlik. Want die moment jy nie meer 'n wallet kan wees vir hy man, dan gaan jy maar net so sleg is soos wat ek nou is. Sien? Jy gaan maar net so sleg is. Ja, ek het die Here verloor. Ek het dan alles gehoor al van my, alles onder die son gehoor, het ek al gehoor al, is nou nog pastors, nou nog sy congregants, hulle congregants dat nou nog praat van my. Sien, hulle loop kwaad rond vir my, vir niks, omdat hulle my opinie gevra het, sien. Wat is my opinie rondom sekere punte, en ek het my opinie gegee. Ek het nie my hand opgesteek, ja, maar dat is wat jy sê, is nie wat ek gedoen het, sien. My opinie was gevra en ek het my opinie gegee. Anders en ook staan en lieg om jou te accommodate. Sien, ek gaan die waarheid praat. Sien? Van wat ek dink hier geskrywe staan. As jy disagree met, jy die volste reg om vir my te sê, kyk jy brother, ek dink jy wat jy sê is reggie en dis my rede hoekom het. Sien nie? Moet net nie stil maak direk na dit nie. Ja, shut up. No. Sê vir my wat jou opinie is en allow my om my opinie te voice. En dan moet ons kan stop, ek het die probleem mee nie. Sien nie? Maar wat ek vir julle sê is die familie, ek sê dit ding vir julle vandag, nee? Wees baie versigtig vir mense, wat vir julle toesnoer, dat julle nie buite kan preek, jy verstaan nie? Wat vir julle toehou in 'n kerkbank en vir julle laat onder die indruk sit dat hy is genoeg, dit is nie genoeg nie. Hier's baie mense hier buite, hier's mense hier buite wat glo in hulle harte en hulle glo dit in hulle harte, sien nie? Dat wat hulle aanbid is reg en hulle is 100% verkeerd. 100% is hulle verkeerd. Hulle is so gemaklik dat hulle sal Jesus criticize vir die sake van 'n ander man. Sien? En alles dit gebeur omdat julle sit in kerkbanke. Julle sit kerkbanke warm, want julle is maar net 'n wallet. Julle is 'n wallet vir julle pastors. En that's it. Maar as die Here my spaar en ek sal voor die môre se kans kry, gaan ek weer iets opsit. Hoor? Lekker Angelo, hoor. Lekker dag.